Aluma Capital, altyd aan die groei. Kom ons kyk na ons grootste koerantstories vir die dag en ons begin met die hartseer storie van nog 11 wat sterf in 'n taxi-ongeluk naby Durban. Ja. En ek het so 'n oomblik gehad wat ek gedink het, moet ek hierdie storie insluit of nie, maar die realiteit is, ons kan nie wegskram van die feit dat die situasie op ons paaie 'n groot uitdaging is nie. Ek was nou gister weer 'n taxi-ongeluk met 'n taxi en 'n vragmotor, 11 mense wat dood is en die MEC of die LUR van veiligheid in KwaZulu-Natal wat sê beide die vragmotor se bestuurder en die taxi-bestuurder moet aangekla word van moord vir hierdie saak. Ek dink dit is net skrikwekkend om te sien hoeveel noodlottige ongelukke plaasvind op ons paaie. Onnodige noodlottige ongelukke wat plaasvind op ons paaie. Is ook weer 'n kind wat hierby was. Dit is en so aan, ek meen ons vervoer, jy's uitgelewer daaraan. As jy nie jou eie motor het nie, is jy uitgelewer aan publieke vervoer of openbare vervoer. Maar nie net dit nie. Ek is ook uitgelewer as 'n bestuurder in my privaat voertuig. Ja. Teen dit. Ek kan na die beste van my vermoë bestuur. Ek kan bid, maar ek is uitgelewer aan daai bestuurders op die pad. Interessant genoeg, hierdie voorvalle, die insidente wat nou redelik nuus maak, is meestal taksies en vragmotors. Dit is, en ek wil myself verstout en sê, is dit dalk omdat vragmotors moeiliker stop en draai om mense wat risiko's neem te vermy, en dat dit dalk die mense wat die risiko's neem, dat dit dalk hulle is wat die gevaar op die pad is en nie die vragmotors nie. Mense wil nie spekuleer nie, maar uit my ervaring sien ek dit nogal gereeld gebeur. Ek dink jy is heeltemal reg en ek dink ook een van die goed is dat gewone bestuurders deesdae het nie die ervaring, die kennis, die insig om te besef dat 'n vragmotor baie hoog is. So hulle sal nogals voor 'n vragmotor insny. Jy besef nie, hy sien jou nie. Hy kan nie hier reg voor hom sien nie. En as gevolg van die verbrokkeling van ons treinstelsel, is daar soveel meer vragmotors op die paaie. En Ramaphosa wat gesê het, ja nee, ons het 'n swak pad toestel of struktuur geërf, maar hy het 'n werkende treinstelsel geërf wat geplunder is. Wat nou nie meer werk nie. Maar daar's ietsie vir almal in ons land, veral as jy 'n hoë pos in 'n polisie, of dit nou nasionaal of metro polisie is, dan is daar ietsie vir almal, onder andere Louis Vuitton sakke. Ek sien hier in die ad hoc komitee 'n Louis Vuitton sak ter waarde van R100,000, twee van hulle gegee aan hoëgeplaastes. Volgens die getuie. Ek weet werklik nie wat om vir jou te sê nie. Dit is vir my skrikwekkend. So Tiani Hlongwane, die voormalige finansiële hoof van administratiewe dienste in die polisie se misdaad-intelligensie-eenheid, wat nou tans getuig het voor die ad hoc komitee, wat uit 'n paar goeters gesê, ek wil net gou vinnig noem, hy het ook gesê dat hy in 2017 geskort is omdat hy nie wou geld gee vir die ANC se konferensie nie. So daar's vir hom gesê dat daar moet dis 'n bedrag van ongeveer R45 miljoen wat gegee moet word, so hulle wou polisie misdaad-intelligensiefondse gebruik om die ANC se konferensie te befonds. En hy was toe nou uiters ongelukkig daaroor en so het hy toe nou sy werk verloor. Hy sê Bekkie Cele is verantwoordelik vir sy afdanking. Hoe hulle dit wou verpak is, daar moes 'n grabber gekoop word, so dis 'n selfoon afluisteraar, en die bedrag sou dan opgeblaas word. En dan sou daai geld dan nou gegee word om spesifieke faksies in die ANC te ondersteun. Dit was die 2017 konferensie waar Ramaphosa toe verkies is. Baie interessant, mag ek dit sê, nie skrikwekkend of verbasend nie, word Fikile Mbalula by name dan deur hom genoem. Maar as ons na daai beweringe kyk, moet ons ook kyk na die ander beweringe wat hy maak. En hy sê dan, om terug te kom by die Louis Vuitton sakke, hy sê dat luitenant-generaal Nhlanhla Makwenazi, as ook generaal van die Masimola, het beide Louis Vuitton sakke ontvang, nie ter waarde van R100,000 nie, ek weet nie hoeveel hulle werd is nie, maar daar was R100,000 binne in die sakke gewees, 70 tot R100,000 binne in die sakke. So hierdie is nou nie die swart sakkie wat ons laas gesien het, wat Kat Woesie Matlala oorhandig het nie, maar dit is nou die bewering wat hy gemaak het. Maar dan weier hy om sy bronne bekend te maak.
Hy sê hy gaan nie sy bronne bekend maak nie, want daai persone wat dit vir hom gesê het, gaan geviktimiseer word. Ja. Daar is dus vir hom gesê, luister, hierdie is nie 'n podcast nie, hierdie is nie 'n storie nie, jy moet jou bronne bekend maak. So ons gaan nou moet sien wat gebeur. So Tiani Hlongwane was nie op die oorspronklike getuielys nie, maar hy het toe 'n beëdigde verklaring gaan aflê en dis hoe hy toe nou wel geroep is as 'n getuie. Elke keer net as ek dink hierdie saak kan nie nog meer ekstreem vreemder, word, ekstreem, vreemder ja. en en wat hy ook genoem het wat skrikwekkend is, hy sê toe hy nou afgedank is, hy was in hegtenis geneem vir sogenaamde bedrog. En hy is uiteindelik onskuldig bevind, maar die regters in die saak het dit verskriklik moeilik gemaak vir hom en hy glo dat daardie regters aangesê is om dit vir hom moeilik te maak. So nou praat ons nie net ook meer van ons polisiediens nie, ons verwys ook definitief na ons regters toe. So ek dink, het ons nou al die ergste gehoor? Die wond moet nog oopgekrap word. Ja. Hy is nog aan die sweer. Maar dis goed dat hy verder oopgekrap word. Dit moet nou maar uitkom. Dis die een ding en die ander ding is nou gaan ons moet letterlik gaan kyk feit van fiksie, soos wat julle net nou gepraat het. Wat is stories? Wat is om iemand anders onder die bus te gooi? Want is dit waar dat Nhlanhla Makwenezi ook self betrokke was of is dit om hom te discredit omdat hy al hierdie aantuigings gemaak het? So dit gaan uitkom. Maar Nhlanhla Makwenezi is aangewys as nuusmaker van die jaar deur die Presklub. Ja, gisteraand het die nasionale persklub hom aangewys as die nuusmaker van die jaar. Dit is nogals 'n gesogte, ek wil nie die woord toekenning gebruik nie, want ek was self ook lid van die persklub en mense het gereelde verwarring van hoe kan jy vir iemand 'n toekenning gee, want ek meen Julius Malema het dit al gekry, Jacob Zuma het dit al gekry. Dis nie 'n toekenning van hoe amazing jy is nie, dis om te kyk wat het die grootste nuuswaarde verlede jaar gehad en wat het die grootste impak gemaak. As jy kyk na ons kultuur in Suid-Afrika, daai perskonferensie wat Nhlanhla Makwenezi gehou het met die aantuigings wat hy gemaak het en die verdere rimpel impak wat dit gehad het in ons land, wat gelei het tot die Madlanga kommissie, wat gelei het tot die ad hoc komitee, wat gelei het tot die skorsing van Julius Makwenezi onder andere. So ek dink wel gedaan aan die persklub om hierdie uit te wys as die nuusmaker van die jaar. Ja, want hy het 'n golf op soek na waarheid veroorsaak wat baie groot is en baie ripple effekte gemaak het, ja. Ons het gister verwys na Graaf-Reinet wat sy naam waarskynlik gaan verander onder andere. Maar hier lyk dit vir my die koning van die Zulus het 'n voorstel gemaak dat KwaZulu-Natal voort net bekend staan as KwaZulu. Ja, dit is reg, koning Misizulu Zwelithini van die Zulu volk wil hê dat ons die Natal wegvat, dat dit net KwaZulu is en dit word geondersteun deur die IFP voorsitter Blessed Gwala. Hy sê die IFP ondersteun dit. Dan verwys hy terug na die CODESA samesprekings, sê ek dit nou reg, CODESA, nou klink dit vir my vreemd op die tong, waar toe hulle oor provinsies ook gepraat het en die naamsveranderings destyds in die vroeë 90's, was Natal 'n groot twispunt geweest. En dit was daai tyd vir die IFP baie belangrik dat KwaZulu ingebring word en natuurlik al die politieke geskiedenis. So hulle ondersteun nou die val. Ek weet julle het ook gister gepraat oor die verskillende name, maar wat vir my baie interessant is, nou vra hulle vir Guyton McKenzie in die parlement, so Corneille Mulder vra vir Guyton McKenzie in die parlement, luister, wat kos dit? En hy sê dat ek moet nou die bedrag listen properly now. 741,556,035 dink ek. Mooi. Dit is enorm baie geld. Wat daar betaal moet word aan Suid-Afrikaanse Geografiese Nameraad om hierdie name te verander. Ai. Kan ek net noem, dit is nie die hele bedrag nie, want dink gou mooi. As Suan Müller-Maré 'n besigheid het in KwaZulu-Natal, moet sy al haar dokumentasie verander. Nou na net KwaZulu. Dit gaan nie die staat amper 'n miljard kos. Nee, nou nog nie, dis nog die persoonlike gebruiker en verbruiker. Ja. Hemel, en as ons daai geld net in die paaie en in die treinstelsel kan so insit aan. om hierdie ongelukke te voorkom, joh, dit maak my warm onder my halwe kraag. Nee, ek wil net sê jy het nie eers 'n kraag nie. Ja, onder hierdie kraag, die regterkraag. Hoorie so, ja, arme Zuma het probeer dans in die baai, maar dit
Dit het nie so goed uitgedraai. Dit het nie, ons bly daar in die Oos-Kaap uit 'n konferensie gehad sê, maar kom ons sê 'n verkiesingsveld tog bewusmaking is munisipale verkiesings hierdie jaar. Nou, ek wil net vir hom sê sy ondersteuners was toe nou ongelukkig want hulle het gesê ja, hy is eintlik net hier om wijk 60 te verwelkom, toe wil die helfte waai, toe sluit hulle die deure. Maar wie daag 3 ure laat op? Want hy was veronderstel om hulle 12 uur toe te spreek. Toe kom hy en Dali Mpofu, advokaat Dali Mpofu, eers 3 uur daaraan. Ja. Nou, kyk, ek sou ook toe nou al lus gewees het om huis toe te gaan. Toe sluit hulle die deure. Hulle het die deure gesluit dat die mense nie Julle kan mag gaan nie nie. uitgaan nie. Ja, ek dink, Liewe Ja. aarde. Ons laat dit Baie aan. demokraties, hoor. Vreeslik. Ons moet 'n bietjie praat oor na COVID. Dis al wat virus is op die radar. Ons moet 'n bietjie praat oor hierdie virus vanuit Indië, die Nipah virus, wat nogal 'n redelike dodelike virus is. baie dodelike virus, dit is verwant aan masels. Dit is oordraagbaar van diere na mense, so mense kry dit as hulle kos eet waaraan vleermuise ook geëet het. Verwant aan masels, nie so aansteeklik soos masels nie, maar baie dodeliker as masels. En ek dink, so daar's nog net 2 gevalle op hierdie stadium in Indië. Dit is al 'n paar jaar wat hierdie virus elke keer so kop uitsteek. Daar's nou 2 gevalle wat aangemeld is en dan word daar 200 mense dopgehou wat onmiddellike besmetting gehad het met hierdie mense. Ek dink die rede hoekom dit ons aandag gryp is onmiddellik as jy foto's sien van 'n virus uit 'n verre oosterse land, dan jou keel trek toe en jy dink nie weer nie, asseblief. As jy die woord vleermuis hoor en 'n virus, dan raak jy benoud. So ek Ja. dink die hele wêreld se oë is hier op. Ek het gesien internasionale media is almal besig om dit te dek. So gaan kyk. wat nogal skokkend is die sterftesyfer, 40 tot 75%. Korrek. Dis baie Sterftesyfer. dodelik. Dit is 'n baie dodelike virus. Bygesê, daar is nog net 'n paar mense in Indië wat daar nog net 2. sterf. Nog net 2. So dis nie nodig om op hol te raak Nee. nou. Moet nou nie vleermuise opjaag Of nie. drank aankoop nie. Of spooke opjaag Of nie. visplakkies koop nie. Ekstra rolle toiletpapier Ons afskaf is nie. baie trauma julle. Ja, hoorie maar ons het 2 wonderlike stories om hier af te sluit. Net kortliks oor die brandstof sodat ons by die storie kan uitkom. So vinnig, ons op hierdie stadium is ons brandstof besig om te onderverhandel, beteken ons betaal te veel en dis as gevolg van die sterker rand. So as alles goed gaan, hulle besal teen volgende donderdag besluit, behoort ons brandstof hier tussen 50 en 60 sent per liter vir beide petrol en diesel te kan verbeter. Volgende maand, dis al die 2de maand in 'n ry wees wat dit versterk. Kom ons hoop dit is hierdie keer dan nou nie as gevolg van die oliepryse nie, maar as gevolg van die sterker rand. Sjoe, Netjies. En dan kort en kragtig. die kat kom weer. Dis nie net 'n liedjie of 'n storie nie, Ja. dit is ook 'n feit. Die kat kom altyd weer en hierdie kat Philo, joh, dit is my so 'n mooi storie. Sy eienaars het gaan kampeer in Catalonië, 250 km vanaf hulle huis in Frankryk waar hulle woon. Die kat het ontsnap of weggegaan of geloop uit die kamp uit. Wie gaan kampeer ook nou met hulle kat? Sorry, Ja, maar nee. van alle Daar's diere. mense, daar's Ek hoor mense. jou Pierre, maar jy weet mos nou 'n kat kort sy area. Ja. Korrek. 5 maande later as ek dit nou reg het. Ja, 5 maande later Na die kat weggeloop het. het hulle hom 500 meter van sy huis af 500 kilometer. Ekskuus, 500 meter van sy oorspronklike huis, 250 km van waar hulle gekampeer het. So hy het 250 km geloop na sy huis toe. Na minder as 'n halwe kilometer naby sy huis. Ja. So wat daar gebeur het, Maar- 'n vrou het hom gevind, want hy was toe nou al uitgeteer en verwaarloos en hom Shame. gevoer en sy vat hom toe veearts toe. Toe het hy 'n microchip in. En toe sê hulle, "O, maar wag, hier's die eienaars 500 meter verder." 250 kilos geloop huis toe. Dit is Ek kan merkwaardig. nie eers 250 km loop nie. 250 Daai meter kat loop weet hoe nie. werk 'n GPS. Ek sê jou, die Dis kat kom daar's nie ongelooflik. verniet dat ons daai liedjie die kat kom weer so Ja. goed ken nie. Ja, Daar's nee. my storie, my gunsteling storie, die kat kom weer. Absoluut. Die kat is uit die sak en hy het self 'n katastrofe vermy. Ja. En baie dankie dat jy ons hier kom kataliseer het. En onthou meer rooi rose te koop. 2 goeie stories. Baie dankie Tanya de Venter-Byker. Bly ingeskakel gesels met Eridanus binnekort. Ja, wil jy bespaar op belastingverpligtinge? E-pos Eridanus by info@eridanus.co.za om uit te vind hoe jy dit kan doen. Net hierna gesels ons met hulle. Aluma Capital, altyd aan die groei.